Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is in episode 5 van ons reeks wat ons noem Geloof wat berge verskuif. En ek hoop jy het tot dusver al iets geleer en ek hoop jy saam met my opgewonde oor wat die woord besig is om vir ons te wys deur hierdie gedeeltes. So kom ek herinner ons net weer in die twee gedeeltes wat ons op hierdie stadium het, wat ons teikenteks is, want ons wil beweeg, wat ons wil sien realiseer in ons lewens. Die eerste een is Markus 11, en ek lees van vers 22 tot 24 in die 2020 vertaling. Hy lees so, hy sê, Jesus antwoord hulle toe, julle moet geloof in God hê. Amen, ek sê vir julle, wie vir hierdie berg sê, lig jouself op en gooi jouself in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo, dat wat hy sê gaan gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. Geloof, geloof, geloof. En kyk wat het ons tot ons beskikking deur geloof. Ons kan vir ons berg sê, hef jouself op, en gooi jouself in die see. As ons in geloof bid, sê Jesus, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. Kom ons kyk wat sê Jesus vir ons in Johannes 14 vers 12. Ons ken hom nou al in hierdie tyd, maar ek wil dit aanhou vir ons lees. En ons aanhou aan hierdie waarhede, dis 'n waarheid. Dis God se waarheid in sy woord. En onthou, Jesus het vir ons gesê in Johannes 8 vers 32, as jy die waarheid ken, die waarheid wat jy ken sal jou vrymaak. Die waarheid wat jy vir jouself vat, en wat jy glo, en jy vertrou daarin sit, daai waarheid sal jou vrymaak. En dis hoekom ek vir julle hierdie waarhede wil leer, sodat hierdie waarheid van sy woord ons kan vrymaak. Ons het nie nodig om gebuk te gaan onder siekte, en onder depressie, en onder armoede, en onder al hierdie goed, wat die wêreld op ons kom laai, en wat ons tradisioneel gewoond geraak het, dis nou maar hoe dit is. Ja, ek sê nie om 'n Christen te wees, dan gaan nie teëspoed wees nie. Maar ons het oorwinning. Ons hoef nie tussen die boom en die bas, tussen die tekkie en die teer te wees nie. Ons het oorwinning in Jesus, want ons het sy autoriteit. Hy het vir ons sy woord gegee, hy het vir ons beloftes gegee waar ons kan vashou. En hier maak my opgewonde. Kyk wat sê hy in Johannes 14 vers 12. Amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo. Wie in my glo, wie sy geloof en sy vertroue in my sit, hy sal ook die werke doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. Wie in my glo, sal ook die werke doen wat ek doen. En wat het Jesus gedoen? Hy het oral rondgegaan, siekes gesond gemaak, blindes laat sien, dowes laat hoor, dooies opgewek. Hy sê, ek en jy, as ons in hom glo, as ons vertroue in hom sit, dan sal ons dit ook doen. Ek het so 'n episode of 2 terug vir ons gehelp en geleer dat geloof is om oortuig te wees. En ek wil dit dalk net daarmee saamsit. Dit is nie net om oortuig te wees van wie God is en wie Jesus is nie, want die vyand weet dit ook. Die duiwel weet ook wie's God. En Jakobus sê ten minste siddery. Maar saam met hierdie, as ons oortuig is van wie hy is, om dan ook ons vertroue in hom te sit. Geloof is om oortuig te wees van wie hy is, maar ook jou vertroue dan in hom te sit. Daarin is die krag om te kan doen wat Jesus gedoen het. En ons herinner onsself daaraan, as ek vir 'n sieke gaan bid, as ek vir 'n sieke beveel, staan op, wees gesond, is nie my krag nie, is niks wat ek doen, wat ek na die tafel toe bring, ek het niks in my nie. Maar ek beveel daai siekte om gesond te word as gevolg van dit wat Jesus deur my leef. Net soos wat hy gedoen het, want hy is my standaard. Hy is die een na wie ek kyk, hy is my voorbeeld. Hy sê, ek kan na hom kyk as 'n voorbeeld. Hier staan, wie aan my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen. Hy sê, wat hy daar sê is, hy is ons voorbeeld.
As ons in hom glo, kan ons doen wat hy doen. He is powerful. Net as ons in hom glo, kry ons toegang tot al hierdie genade waarin ons staan. Dit is in Romeine 5, ek wil gou daai gedeelte vir ons lees. Romeine 5 vers 1 en 2 sê hy, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. Deur geloof kry ons toegang tot genade. En wat is genade? As julle my ken, sal julle nou al weet, vir my is genade baie meer as net onverdiende guns. Ek stem saam, dis totaal en al onverdiend. Maar genade is soveel meer as dit. Genade is vir my dit wat God tot my beskikking gestel het, sonder dat ek dit verdien. En ek kry toegang tot alles wat God tot my beskikking gestel het, deur die kruis van Jesus en deur sy opstanding, kry ek toegang tot hierdie, tot wat? Hierdie genade, wat is hierdie genade? Deur die geloof kry ek toegang tot hierdie genade wat ek het toegang tot die woord van God. Ek het toegang tot die gees van God. Ek het toegang tot die wapenrusting van God. Ek het toegang tot die geloof van God, die beloftes van God, die naam van Jesus, die bloed van Jesus, die sleutels van die koninkryk. Ek het toegang tot 'n beter verbond met beter beloftes. Dis wat genade vir my is. Al hierdie dinge is opgesluit in genade en deur geloof, deur my vertroue in hom te sit, het ek toegang tot sy bloed, sy naam, sy koninkryk, sy sleutels, sy autoriteit, sy beloftes. Geliefde, ek hoop jy kan sien wat ek sien. En hoe weet ek wat is tot my beskikking? Hoe weet ek al hierdie dinge? Blaai saam met my na Romeine 10 vers 17. Hy sê vir ons daar, dat hy vir ons so mooi sleutel ingesluit in hierdie Romeine 10:17. Hy sê die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Daar's net een manier om te weet waartoe jy toegang. Daar's net een manier om te weet wat is vir ons beskikbaar deur God se genade, is in sy woord. En ek kom gee nie vandag vir jou 'n checklys wat jy moet aftik en sê, Here, kyk, ek het nou 4 of 14 of 35 hoofstukke gelees, nou het ek toegang tot jou genade, tot jou gees, tot jou seëninge nie. Dis glad nie wat ek sien. Ek hoop om vir jou 'n nuwe liefde te ontwikkel vir God se woord, want God brand. Jesus brand, die Heilige Gees brand om vir jou te wys waartoe het jy toegang. Hulle brand om met jou te kommunikeer, om met jou te praat. Het jy al ooit gevoel God praat nie met jou nie? God is stil. Geliefde, ek wil jou uitnooi in sulke tye, ondersoek jou tyd wat jy in die woord spandeer. Dis krities belangrik vir ons verhouding met Abba, om te hoor wat wil hy ons leer. En hy gee vir ons hier belofte, as jy jou tyd hier inspandeer, sal dit geloof in jou opwek. Maar dit is my ook so mooi, dan sê hy, geloof kom deur die gehoor en die hoor deur die woord van God. So jy kan na geseënde, gesalfde, geesvervulde boodskappe luister. En dit sal ook 'n geloof in jou kom opstir, maar pas op net dat dit nooit jou eie tyd in God se woord steel nie. Moenie dat 'n boodskap van 'n gesalfde prediker jou tyd, jou eie tyd, jou persoonlike tyd in God se woord van jou wegvat nie. Moenie laat dit vervang nie. God wil self direk met jou praat. Hy wil nie hê jy moet van iemand anders se openbaring leef nie. Hy wil self sy hart, sy wil, sy
liefde, sy alles van wie hy is, wil hy self met jou deel en dit aan jou openbaar en so liefdevolle verhouding met jou opbou. Geloof kom deur die woord van God. Oortuiging van wie hy is. En soveel oortuiging dat jy jou vertroue in hom kan sit. Kom deur sy woord. Daai oortuiging dat jy sal jou vertroue soveel in hom kan sit dat jy vir 'n dooie sal kan bid dat hy opstaan. Dat jy vir kanker kan sê, tel jouself op en gaan gooi jou in die see. En die krag van God sal deur jou dit doen. Ek kry daai oortuiging in sy woord. Dat Heilige Gees, Here Jesus, dankie dat u woord vandag nog lewendig en kragtig is en dat u woord vandag nog geloof in ons kom wakker maak en in ons kom stir en opstir en ons opgewonde maak vir dit wat u woord sê en dit wat u vir ons beloof. En vandag nog is u beloftes ja en amen in Jesus. Dankie Here dat ons vandag nog uit u woord uit kan leer. Ons kan vir ons berg sê, hef jou op, werp jou in die see en u gee vir ons die belofte, hy sal ons gehoorsaam wees, want is u krag deur ons. Ons eer u, ons wonderlike Here Jesus. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.